Ek gee vir Abba die eer. Vader, dankie vir die voorreg om sê, kon altyd nou Abba om U te kon worship. Waarheid in die gees, Abba. Waarheid in die gees. Dankie Vader dat ons soos hierdie water daar buitekant loop, Abba, by daai fontein, Abba, bid ek vandag, Vader, want Yeshua staan, hy staan met op sy kop, staan hy by die bad van Shalom en hy spreek uit en hy sê, julle wat besig is met die waterseremonie, julle wat besig is soos die hoofpriester waar water gevat het en opgevat het na die bronsaltaar toe, julle wat dors is vir water, kom drink van my, want stromende lewende water sal uit jou uitvloei. Vader, mag ons hierdie lewende water vir U wees, maar mag U ons vol, Vader, met U Ruach, U Heilige Gees, en dat ons hierdie beker sal wees, wat sal oorloop, Vader, met U woord, Abba, met net om te gaan en net water te wees hoe mense in buite. Abba, ek bid nou, Vader, dat U sal spreek, Abba, en soos U met Samuel gespreek het, Abba, mag ons U stem hoor, en Samuel het U stem geken, hy het U stem gehoor, en hy het U stem geken. Mag ons die stem hoor vandag, Vader, en sê, spreek, Here, spreek, Abba Vader, spreek in die dienstig luister. Dankie, Vader, vir nou, ons eer en ons bid alles in die sê, die Yeshua se naam. Amen, amen. Dankie, Here, so kom ons begin, vinnig te vertel, ons is besig met die tabernakelreeks, so, ons is nou al besig vir, dink, 6, 7, 8 maande wat ons besig is met tabernakelreeks en net om te sien hoe Abba se hele woord, want hy sê vandag is ons die tempel in 1 Korintiërs 6 vers 9 en dit sê ons is die tempel en net hoe Vader kom en hy kom wys vir ons uit hierdie perfekte bouplan oor die tabernakel en so het ook hierdie woord, hierdie perfekte beskrywing wat hy wil hê hoe sy bruid moet wees. En die tabernakel is net 'n amazing prentjie van die weg, hoe ons na Abba toe moet kom. En so ons is besig, ons het eers die bronsaltaar gedoen, die weg gedoen, ons is nou al by die waskom, so ons gaan alles wil die hele tabernakel beweeg oor 'n kwessie seker van 2 jaar. Ons is nou by die waskom en met die soos ons weet, wat in 'n retour gaan wees, dit gaan oor die doop en maar gaan ook oor die gawes wat ontvang word. Die gawes wat ontvang word, wat Abba vir ons het, gawes van sy Ruach, van sy Heilige Gees. En so ons het begin met dit, ons het begin met die moeilikste gedeelte, en dit was die vrugte van die vlees gewees, wat in Galasiërs 5 bestaan. En ons het begin met dit, en dit was raar, maar die vrugte van die vlees is moeilik, want baie mense praat vandag oor die vrugte van die vlees. En tog is dit baie belangrik, want daar staan geskryf wees van die koninkryk nie beerwe as jy daai vrugte van die vlees het. En ons het doen die vrugte van die vlees, en dit ons nou begin met die vrugte van die gees. Die vrugte van die gees, maar ook die gawes. So mag Abba ons lei in hierdie tydjie, mag Abba vir ons kom leer, en dit is belangrik, want hierdie is belangrike goed, want Vader sê, jy sal die koninkryk van God nie beerwe nie. So ek gaan vandag begin met die gawes van die gees, van Jahwe. So hierdie is vandag gaan 'n baie moeilike enetjie wees. Dit is 'n onderwerp wat baie mense vra oor het en daar's baie opinies daaroor. Dit is oor tonge. Oor tonge. Baie mense, ek het groot geword so kind van baie mense het daai tyd gesê dis charismaties as die mense begin in die gees, gawes van die Heilige Gees begin beweeg. En ons het altyd hulle die happy klappies genoem. Ek weet nie of julle daai tyd groot geword het. Niks daar gedoen nie, want dit is 'n voorbeeld. En dit is belangrik, want mag die woord ons leer, want die woord sê ietsie vir as jy vir mense sê hulle is happy klappies. En dit is belangrik, so mag, weet jy, die taal is altyd vir al ouer mense, dit is altyd iets uit jou gemak, uit wat jy nie groot geword het, en dit is iets, as mense in tale begin praat, was dit soos in, okay, verstaan jy, ons is weggeskraam, en van die mense het gepraat, ek weet, en van die mense nie, en mag die woord ons leer, en soos die woord, ons kom ook nie in dele, maar ek het vir Abba gevra, kom leer ons oor hierdie gawe, is dit 'n gawe, is dit 'n genadegawe, wat is dit, wat is die taal? So, luister, en ek sê altyd vir mense, ons getuig hierso, en ons het een woord, en mag Heilige Gees leer, mag Heilige Gees oortuig, dis al wat ons doen, ons getuig net soos die Vader ons leer. So, om te begin, ons het dit gedoen, was die gawes wat op Yeshua gerus het.
Wat gawes op Yeshua gerus. En Jesaja 11 praat daarvan, en ek gaan begin daarmee, net om vandag weer deur te gaan, en ek gaan vir ons lees, op hom sal die gees van die Here rus, dis op Yeshua, Jesaja profeteer dit. Die gees van, dis die gees van die Here, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en die vrees van die Here. En hy het in elk gevalle aan die vrees van die Here. So kom ons opsomming doen, dis die gees van Jahwe, wat op Yeshua gerus het. Die gees van wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees. Die 7, soos die woord sê, die name, as jy het kan so sê, dis die name van Heilige Gees. Is nie mooi nie? Die name van Heilige Gees wat op Yeshua gerus het. Die 7 geeste. 7 name van Gees. So bogenoemde is die gawes van Ruach HaKodesh, dit is Heilige Gees se Hebreë naam, of die name van Ruach. Almal kry dit van Jahwe. Vader gee vir ons dit. Dis sy Gees wat in ons hart is, om sy wet en insettinge en verordeninge te doen. Want as jy Vader se wet en insettinge en sy verordeninge wil doen, het jy die gawes nodig om dit te kan doen. En dis hoekom, as jy gaan kyk, jy na die bogenoemde, het jy aan Vader te gehoorsaam, beskryf Esegiel 36 vers 26 dit mooi. En ek het nou met Shavuot het ek gepraat oor. Vers 26 sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en in julle 'n hart van vlees gee. Vers 27, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Dis baie belangrik. Onderhou en doen. So is dit nie as jy jou hart besny, as jy jou hart oopmaak, Openbaring 3 vers 20, waar jy so staan, ek staan vir die deur, hy is die deur, hy klop en jy maak jou hart oop. Dit is die besnydenis van die hart. Dis wanneer jy die vooruit van jou hart verwyder. En jy sê, kom bly binne my. Kom bly binne my. En dan is Yeshua bly binne ons is vandag die tempel van die Heilige Gees, van die Ruach HaKodesh, wat binne in bly. Jy maak jou hart oop. En dan sê Vader, haal hy die klip uit en hy vang dit met 'n hart van vlees. So met die hartsbesnydenis, en dan as jy sê, daai besluit maak, om Yeshua in jou lewe in te bring, dan ontvang jy hierdie gawes. Dan ontvang jy hierdie gawes. Dan as jy vir Jahwe aanvaar, dan as jy vir Yeshua aanvaar. So sê my gou, het Abraham die gawes gehad? Het Dawid? Het Salomon die gawes gehad? Die disippels voor die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle die gawes gehad? Ja, hulle het die gawes gehad. So, die dag as jy kies om volger van Jahwe te word, dan verander Vader jou hart. Dink jy, waar dink jy Salomo wysheid vandaan gekry? Hy het 'n gees van wysheid gehad. Moet Abraham onderskei tussen reg en verkeerd. Toe Abraham daarso moes gaan, Vader sê van Abraham gaan. Hy was in 'n land groot geword waar pagans, hierdie heidene geleef het. En hy moes kies, Abraham moes kies. Hy gaan 'n Hebreë wees en hy gaan. Hy gaan letterlik gaan, hy kom by 'n kruispunt en hy sê, Sarah, kom ons gaan. Sarah sê, maar wat? Hy sê, ek weet nie, maar ek het geloof, ek gaan. Soos Josua van die beloofde land, ek gaan. Dis daai walk of faith, dis daai, ons gaan, dis daai geloof. Hy het onderskeid gehad. Jahwe het vir hom onderskeid gegee. Hy het vrees gehad. Hy het die gawe van vrees gehad, deur om Vader te gehoorsaam. Moses is gesê, hy is die sagmoedigste man ooit gewees. Hy het die vrugte van die Gees gehad. Lank voor Handelinge 2, waar die uitstorting van die Gees kom. So daar's 'n ding van, daar's uitstorting van die Gees, daar's gawes. Daar's gawes en daar's genadegawes. En mag almal ons leer. En dit almal het gawes en vrugte van die Gees gekry by Jahwe. En het al lank al gehad voor die uitstorting van Handelinge 2.
Hulle het vrugte gedra, die disippels het vrugte gedra. So ons moet verstaan, daar is gawes en genade, ons net gesê. Hulle het, die disippels het die geskenke van Heilige Gees ontvang, om te bedien en die evangelie te verkondig, die genade gawes. So kom ons kyk gou die beskrywing, maar daar's verskillende gawes in die woord. Van Jesaja af dwars deur, en ek het 'n opsomming gemaak. Daar's gawes in Jesaja 11, dan is daar gawes in Korintiërs, en ook die vrugte, dan is daar ook die vrugte van die Gees. Daar's gawes, vrugte van die Gees. En alles ontvang jy deur Jesaja, deur Jesegiel 36. En so moet ons dit dra elke dag, die gawes. So, maar ons kan ons sê, kom ons verduidelik, uit die gawes van Jesaja 11, hoor jy so, as jy die gawes het van Jesaja 11, dan kom die vrugte van Galasiërs 5 deur al die wysheid, verstand, raad, hoor my, wysheid, raad, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van Jahwe, kom, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En die gawes kom die vrugte. So vandag wil ek praat oor die geestelike gawes en die genadegawes. Want as elkeen met 'n roeping, is almal met 'n roeping. Jeremia 1:5 sê albei het ons 'n roeping. Selfs met Jeremia se roeping wat Abba vir hom gee. Kom gee Vader vir hom die gawe van om te gaan praat. Want Jeremia byvoorbeeld en sê Vader Jeremia 1:5, Jeremia, voordat jy gebore is, het ek jou geken, ek het vir jou die roeping, ek het vir jou die werk. En Jeremia sê, maar Vader, ek kan nie, ek's jong. En Vader sê, maar Jeremia 1:8, ek sal jou beskerm. En miskien het hy, en ek sê baie keer vir die mense, maar miskien het Jeremia nog my vrees gehad, van ek kan nie praat nie, soos baie mense vandag sê, van ek kan nie, hoe kan ek nie woord praat, ek is skaam, ek kan nie praat, maar die feit dat dit vir my en my lewe vertel. Ek kan nie bid nie, ek kan nie Engels praat nie. Vandag moet ek bid in Engels. En ek eer Abba daarvoor. Maar miskien sê jy dalk en sê, ek kan nie bid nie, ek kan nie met mense praat nie. Jeremia 1:9 kom sê Abba vir Jeremia, Jeremia, ek sal jou tong roer. So jy kan praat. Hy het gawes gekry van wysheid, kennis, verstand, vrees van die Here, alles kry hy. Vader gee dit vir hulle. Kom, hy gee dit vir ons vandag. So kom ons lees 1 Korintiërs 12:28. Ek gaan verskillende gawes oor dit lees, van verskillende plekke in die woord, en dan het almal ons leer. Vers 28 sê, en God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, in tweede plek profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes, oor genadegawes, van gesondmaking, helpers, regerende, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Met almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlei, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle nog 'n uitnemender weg, sê die woord. So as jy die Grieks gaan kyk na daai stukkie van ek wys julle nog 'n uitnemender weg, beskryf dit van ons moet hierdie begeerte hê vir die beste gawes, vir die uitnemender weg. As jy die Grieks van daai stukkie gaan vat, ons moet hierdie begeerte hê vir die beste gawes. Ons moet begeer. Ons het vir Vader daai begeerte hê vir daai gawes, want ek gaan nou van praat, want die gawes is 'n teken. Die gawes is 'n teken. Paulus het dit mooi beskryf. Dis 'n begeerte. So broer en suster, begeer jy vandag 'n beste gawe? Begeer jy daai gawe of aanvaar jy net ek is persoon wat net hier aankom en ek bid so nou vir mense of verstaan, waar in jou lewe is jy? Of het jy daai begeerte om jou volle potensiaal te bereik? Die volle potensiaal wat hoe Abba sê, imagine jy kom eendag in die hemel, in die Vader se troon, by sy koninkryk, en jy staan voor Abba, en jy staan daarso, en jy ontmoet vir Peer,
Jy sien eintlik wat Peer kon wees. Hoe Abba jou geskaap het. As jy kan sien, maar dis eintlik wat ek kon wees. En dis wat ek was. En jy het self gedink, maar ek is okay. Maar eintlik is daar nog iets groters vir sy koninkryk, wat jy gaan soek. So wees versigtig, want die vyand kan ons pap maak, die vyand kan ons mislei, of jy sê, my kind, jy doen genoeg. Nie maar, hy wil sê nie, maar staan, hy kan vir jou dat voel, jy doen genoeg. So, my vraag vandag is gaan sit, en vraag vir Abba. Vraag vir Abba, om sy gees vir jou te wys, as jy dalk net 2 muntstukke 4 maak, waar jy dalk 'n 5 muntstuk mens is. Maar die vyand gaan jou pap hou. Hy gaan jou probeer pap maak. Hy gaan probeer vir jou sê hoe die som maak. Nee, jy sê so klein. Gebruik nie die 2. En nie wat 5 muntstukke het 10 gemaak en hy nie gekry wat een wat dit begraaf het. Hy het daai ekstra talent bygekry. Maar wat gaan nog gawes? Soos jy sê, begeer gawes en hy gaan ons reg soos ons nodig het. Nie vir onsself nie, maar vir hom, vir sy koninkryk. So 1 Korintiërs 12 vers 7 praat ook van, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat nuttig is. Wat nodig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis. Hier word Jesaja 11 se pas. Aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Okay. En aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Daar praat Korintiërs weer van Jesaja 11. En in die ander genadegawe, hier kom die genadegawe saam met van gesondmaker deur dieselfde Gees. En aan 'n ander werke van kragte deur Jesaja 11. En die ander profesie en die ander onderskeiding van die Gees, daarso weet Nuwe Testament gawes. En die ander allerlei tale en 'n ander uitleg van tale. Maar aan al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel word soos hy hoofletter. Soos Vader wil, sal hy vir begeer. Maar jy moet die begeerte ook hê. En die begeerte hê, jy vra Vader, gee vir my. Ek begeer die gawe. Vir die koninkryk, let dan. En laastens Romeine 12 vers 6 sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade, wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof? Of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtigheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. So kom ons sit alles bymekaar, al hierdie gawes. En terwyl ek nou gaan lees al hierdie gawes van hierdie paar verse soos die woord het gehaal, gaan sit en terwyl ek praat, dink aan dit. Dink aan wat jy dalk begeer, wat jy vir almal vra om my te gee. So die Gees van Jahweh, wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van Jahweh. Gesondmaking, helpers, regerende, allerlei tale en uitleg daarvan. Wysheid, kennis, geloof, kragte, profesie, onderskeiding van geeste. Allerlei tale en uitleg van tale, dit word baie keer weer gesê hierso. Romeine 12 vers 16, profesie, geloof, bedien, leer, vermaan, opregtigheid, ywer, blymoedigheid, barmhartigheid. Dan ons sien dat die gawes wat in Jesaja 11 gepraat word, kom deur almal. En dit is die gawes. En die in Korintiërs en Romeine is die genadegawes om die bruid te stig. Die gawes is vir ons. Die gawes is vir ons. Want jy het kennis nodig, jy het sterkte nodig, jy het vrees van Vader jy nodig. Maar die ander genadegawes is basies alles vir die bruid. Om die bruid te stig. Dit kry jy in die hartbesnydenis en doop. Altyd loop saam. Handelinge 2 vers 38, en Peter sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van ons sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So moet jy instel, sit jy vandag hier en begeer die gawe. Begeer die gawe, is dit vir jouself?
Is dit vir jouself, om jouself op te lig, want die baie goed is, want dis die vyand, hoogmoed is een van die grootste sondes, dat die vyand uit die hemel uit laat gaan. En dis waar die vyand ons so inwerk vandag, is daai gawes, dan bring hom daar so hoogmoed. Baie keer is dit vir jouself, om jouself op te lig, of is dit iets wat Jahwe vir jou wys, wat jy gaan doen. Met ander woorde, as Vader jou roeping gewys het, dan mag jy begeer vir gawe, wat jy gaan nodig hê om jou roeping uit te leef. So vra vir Abba vandag, vir jou 'n gawe. En glo dat hy ons op sy tyd weer sal gee, volgens wat jy nodig het. Jy weet, Paulus het gewens om in die hemelse taal te praat. En dan gaan hy nou getuig van ons skare so ek op 'n stadium ook daarvoor gewens het. Baie mense sit met dit. Baie mense sit vandag en die mense, hulle kan ook die hemelse taal kry. Dit gebeur. Dit gebeur. En baie keer besluit Vader gee nie. En ons altyd 'n rede. Dis soos mense vra vir geld, vir rykdom. Baie keer gee Vader nie vir jou rykdom nie, want hy weet as jy eers van geld het, gaan jy vergeet van hom en dan gaan dit dalk lei dat jy hom jou verloor. Baie keer sit jy dalk en jy kan Vader op jou nie dalk byvoorbeeld daai gawe gee nie, want dit kan dalk jou hoogmoedig maak. Dit kan dalk hoogmoedig wees. Dis Abba se keuse. Abba sê so hy gee soos hy wil. Hy gee soos hy wil. Maar jy kan van Abba vra. En dan gaan hy nou daarop. So Abba vandag praat oor tale. Tale of taal. En dis 'n gawe van Ruach HaKodesh. Mag Abba ons leer. So kom ons kyk 'n paar voorbeelde in die woord van taal. En ons vra vir Vader ons te leer. 1 Korintiërs 14 vers 5 praat van, dis wat Paulus skryf, ek wens dat julle almal in tale spreek. Paulus sê dit. Nou moet jy baie stok wees, want die vyand kan op, en dan ek gaan met eintlik vooruit, maar die vyand kan baie keer, kan hy vir mense sê, maar, dis charismaties. Dis happy clappers. Okay? Hier sê Paulus self, ek wens dat julle almal in tale spreek. Maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet uitlê sodat die gemeente stigting kan vang. So hy wens vir die taal. Okay? Hy wens vir die taal, ons gaan daarvan praat. Hy wens dat jy 'n hemelse taal kry. Okay? Maar dan sê ook, dis beter as jy kan in 'n taal van profesie by Abba Vader kry, wat dit kan uitlê, woord kan uitlê, en iemand daarso is, wat dit kan uitlê, woord van Abba Vader, vir stigting, vir die bediening. So hier beskryf Paulus dit baie mooi. Ons moet daai begeerte hê om die taal van Jahwe af te ontvang, vir stigting. Hy beskryf twee tipe tale hierso, in die woord. En dit is die onderskeid wat ons moet hê. Daar's twee verskillende tale en twee verskillende gebruike van die tale. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid. Okay? Hier praat hy nou van die gees tog. Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. So Paulus sê, ek gaan met die gees bid en ek gaan met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. So een is vir jouself, wat geestelik is, wat jy nie sal verstaan. Okay? En een om te profeteer wat uitgelê kan word en die bruid stig, wat jy sal verstaan as jy dit. Nog amazing is daar's tot sin in die gees. So kan ons sê daar's verskillende tale in die woord van Ruach HaKodesh. Kom ons gaan kyk na die verskillings. Die tale van Jahwe kan die bruid opstig of breek. So is baie gevaarlik. En kan. Aan die een kant gebruik baie mense vandag dit om hoogmoed te wys. Want baie keer word gesê as jy is 'n bediening nie in die gawes beweeg nie,
dan is Noag nie daar binne, soos die baie mense. Daar is altyd die ekstreem in alles. Maar die punt vandag wat ek wil stel is so dat ons dien 'n God van orde. Ons dien 'n God van orde. God van liefde, God van vrees, God van orde. En om die tabernakel toe van ek dit mooi vind. Daar's altyd orde. Okay? So daar is tale, daar's hemelse tale en daar's natuurlike tale. So is dit nodig dat almal saam bid as 'n pastoor daarvoor staan? Maar dit gebeur baie. Ek was al in baie kerke gewees waar die pastoor begin bid en almal praat net in die taal. Of as die pastoor hier voor staan en hy bid, is dit goed as ander mense saam bid? Of as almal byvoorbeeld soos ons op 'n nuwe maandfees, as almal as jy sit en ons bid almal saam? Dis amazing as almal saam bid. Dis wonderlik as almal saam bid. As elke persoon wag op sy beurt, en hy bid saam. Dis mooi. Maar as iemand bid en iemand bid saam, hoe mooi is dit nie? Die ding is, as ons vra en begeer vir die hemelse taal wat Daai vir jou gee, dan is dit 'n taal tussen jou en Vader Jahwe. Dit is die ding. Die taal, die hemelse taal, onthou daar so, die woord sê daar is 'n hemelse taal. Ja, ek sê so, daar is. Vader gee hemelse taal aan mense vir wie hy wil gee. As jy al vervra en jy bid en jy bid en jy bid, en ek het in my lewe, en ek gaan nou getuig op. Dan gee Vader die hemelse taal, maar daai hemelse taal, daai taal wat as mense in tale praat wat jy nie kan verstaan nie, is nie vir ander mense om te hoor. Behalwe as daar 'n taal is wat Vader deur jou profeteer en daar's iemand wat dit kan uitlei. Want daai wat mense by mekaar staan en in 'n bediening inkom en almal praat net taal. Daai is moeilik. Want jy moet kan verstaan, daai is tussen jou en Vader. As jy bid tot Jahwe deur die Ruach HaKodesh, dan praat jy in taal. Want selfs jy verstaan nie wat jy bid. Wat jy verstaan? Dis die hemelse taal. Dis amper soos 'n taal wat die vyand nie kan verstaan. So as jy dit nie kan verstaan nie, hoekom wil jy so hard bid en tussen ander boetas staan en dit bid? Hoekom? Is dit nou om te wys jy het 'n taal nie? Want dis wat die vyand doen, jy moet nou 'n stapie hoër as jy 'n taal het. Jy moet nou 'n bietjie meer geestelik as jy 'n taal het. Maar hoekom bid jy jou taal? Wat jou taal is tussen jou en Abba Vader, en jy maar soms die boetas is as hulle saam bid. Maar wat? Dis hoogmoed. Dis om te wys jy het 'n taal. En dis gevaarlik, want dit is 'n gawe, dit is 'n genadegawe van Abba Vader. Dis 'n geskenk wat hy vir jou gegee het. Dis nie 'n geskenk om jou hoogmoed te gee. Het jy al vir iemand gebid en dit gebeur baie? Jy bid vir 'n boeta, jy lê hande op. En dan eers skielik trek hierdie persoon langs jou weg. Klippad. Jy verstaan wat hy sê nie. Dan mislei daai persoon jy so, jy vergeet skoon wat jy vir die boeta wil hê, want jy moet luister wat daai persoon, jy probeer opteken, Abba sê hy sal 'n gawe gee van ontleding as dan profetiese woord gegee. Maar hoekom doen daai persoon dit? Of in 'n bediening waar almal ewe skielik saam in 'n taal bid. Verskillende tale, selfs 'n pastoor begin, hy trek weg en almal trek weg. En dis dit tussen jou en Abba Vader Jahwe. Niemand verstaan dit nie. Dan is dit wanorde wat geskep word. Mense word gevoel as hulle niks werd is, want daar staan mense tussen hulle wat nie kan in 'n taal praat nie. En as dit eers skielik dan kom die vyand en sê maar jy's niks werd. Kyk jy nie tot God. Dis wat die vyand doen. En baie keer, ons moet versigtig wees, want daar bestaan so iets soos 'n koloniale gees. Wat beweeg in, die valse Heilige Gees wat beweeg tussen, nie, die valse Heilige Gees, die valse Gees wat beweeg tussen kerke en plekke. En hoe weet jy wat daai persoon langs jou spreek, as almal eweslik saam spreek? Dis gevaarlik. Maar hoe mooi is dit nie as 'n mens kan verstaan wat die pastoor bid, of die ouer daarvoor staan, of Boeta en Sissa langs jou bid nie, as jy kan verstaan. Want dis presies hoe, en ek gaan nou praat van Handelinge 2, waar Vader daai tale uitgee oor die disippels, en hulle kon verstaan het in hulle eie moedertaal. Was orde, dan orde wees in 'n huis.
Die taal is 'n gebed tussen jou en Jahwe, by jou huis, by jou binnekamer, saggies in die bediening as iemand bid en jy bid saam. Nie uitblaker dit om te wys jy het 'n taal nie. Daar is 'n verskil. As jy vir Vader bid en as jy vir iemand bid, as jy vir jouself bid, is jy jou Vader, as jy vir iemand bid, vir Boeta is die sak. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. Hoor gou verder, vers 3. Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Daar moet as jy spreek in 'n taal, moet daar stigting, troos en bemoediging wees. Jy bemoedig nie iemand as jy eers skielik afgaan op hom in hierdie snaakse taal. Jy bemoedig hom, jy stig hom glad. Jy troos hom glad. Die stukkie bo beskryf het. So in ander woorde moet ons sê, as jy met Jahwe praat en hy het jou geseën met 'n taal, praat met hom daarin wanneer Ruach jou lei. Op jou eie by jou huis, so hard sê hom. Saam met mense saggies. Ander hoef jy nie te hoor nie, want hulle gaan nie moet verstaan nie. En as hulle wil laat hoor, is dit hoog. As jy wil hê mense moet hoor dat jy hoog praat. Paulus sê, as jy profeteer, spreek vir die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. So as Abba Vader Jahwe vir jou 'n woord gee in 'n taal, dan is dit meisie. Dan sal daar iemand wees wat kon weet. So hoekom dink julle is daar tale? Hoekom? 1 Korintiërs 14 vers 22 praat van. Die tale is dus 'n teken nie van die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. Jou taal wat jy spreek tussen mense, dis nie vir mense langs jou. Dis nie vir, dit is vir jou, tussen jou en Allah. Maar, Paulus beskryf en sê tog, dis 'n teken vir die ongelowiges. Dis 'n teken as daar byvoorbeeld profesie kom en iemand spreek in 'n taal en daar's uitvoer daarvoor. Dis 'n teken vir die ongelowiges. Sodat hulle kan sien daar Ruach op die bestaan. Taal in nederigheid gespreek, teken van ongelowiges van die gees van Jahwe in lewe is. Nie jy nie. So as ons verskillende taal gebruik in die woord, daar's vleeslik en daar's geestelik. 'n Taal tussen jou en Jahwe en 'n taal vir stigting van die bruid. Nou om die woordtaal of tonge te verstaan, moet ons kyk na die Grieks. Nou Handelinge 2 vers 2 praat daarvan. Nou gaan ons lees. En daar kom skielik, dis toe die disippels in die hoofkamer is. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en daar die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So die Grieks wat daar gepraat word van die taal is die woord glossa. Glossa. Nou dit beteken 'n tong. Wat? 'n Tong, soos 'n language, taal in Afrikaans. Dis is dit baie keer word die woord gepraat van tonge. Jy praat in tonge, maar jy praat eintlik 'n taal. En dan die tweede betekenis van 'n taal wat gebruik word om te spreek tussen mekaar. Met ander woorde, so as jy net tussen 'n klomp Zulus is en hulle praat net Zulu en iemand praat Afrikaans, dan gaan jy dit hoor. As jy 'n Afrikaanse boer is, jy gaan nie Zulus verstaan nie, maar jy gaan Afrikaans verstaan as iemand met jou Afrikaans gaan praat. Want jy is Afrikaans. En ek het nou met Shaboda daaroor gepraat. Die stuk wat in Handelinge gesê word van die Ruach wat uitgestort word in tonge van vuur. So jy moet weet daarso, hulle het in 'n taal gepraat, want as jy vers 6 lees, word gepraat van hulle het in hulle eie taal dit gehoor. Daarso is daar duisende mense in Jerusalem. Die disippels ontvang die taal. Hulle word tonge van taal, hulle kry tonge van
hulle kry tonge van tale, right? En daar word gesê, die mense wat daar is, hoor dit in hulle eie taal. As jy vers 8 het ons lees, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? So die mense het die disippels gehoor praat in hulle eie taal. Wat hulle gebore is, met ander woorde, hulle moedertaal. Daar was Romeine, ek het nou gepraat van Shavuot, daar was Romeine, daar was Grieke, daar was Hebreëus, daar was verskillende tale gewees in Jerusalem. As jy nou so toe gaan vandag in Israel, is daar verseker verskillende tale. En die woord sê, die disippels het tale ontvang om vir die mense in hulle eie taal te gaan gee. Dat hulle kan verstaan, soos ek is 'n Afrikaner en so nou sê dit is klop Zulus, en kom sê vir my Afrikaans. Dan gaan jy mos dit mooi verstaan. En is dit soos vandag wat Abba Vader, praat Abba met jou in Zulu? Nee, Abba praat met jou in jou huistaal. Hy praat verskillende taal, maar wat jy verstaan. As jy Engels maklik verstaan, praat hy in Engels. Ruach praat met jou wat jy die maklikste verstaan. Want dit was groot geweest, want hulle moes gegaan het en hulle mense moes gedoop daai dag. So Petrus staan in Handelinge 2:38 en sê, "Bekeer jouself en word gedoop." As hulle nie verstaan, sê hulle, "Maar wat moet ek doen?" Dan verstaan ek jy sê. Vers 11 praat mooi van Kretense en Arabiere. Dit is wat mense van verskillende nasies was. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Daar is die beskrywing. Ons hoor hulle in ons eie taal oor groot dade van God spreek. Daai dag is daar genadegawe vir die disippels gegee. Om verskillende aardse tale te praat, sodat al die mense, die 3000, wat daai dag gedoop is, te kon verstaan die evangelie, wat Yeshua doen. Disippels het die genadegawes ontvang en die woord gebruik. Het hulle in 'n geestelike taal gepraat en die mense dit deur Heilige Gees so ontvang in hulle eie taal? Weet ek nie. Die woord sê direk om sê daar was 'n gees van ontleding gewees. Het hulle in tale gespreek? Mense nie verstaan nie, maar Heilige Gees het dit so na die mense toe. Ek weet nie. Maar altyd weet die mense het aanvaar en ontvang in hulle eie moedertaal. So, al wat ons weet is dat daai dag hoog uitgestort is en oor 3000 is daai dag gedoop met Abba se Ruach HaKodesh. Die perfekte vervulling wat baie jare terug op Berg Sinai gebeur het, toe 3000 mense gesterf het. So nog 'n plek waar daar so gebruik word is 1 Korintiërs 12 vers 10. Aan 'n ander werkinge van kragte en aan 'n ander profesie en aan 'n ander onderskeiding van geeste en aan 'n ander allerhande tale. Allerhande tale. So in ander verskillende tale. En dan 'n ander uitleg van tale. So as allerhande tale is meer fout, nie net 'n taal nie. So die tong of taal daarso wat gepraat word is weer eens glossa. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Daai taal, daai gedeelte weer eens glossa. As ek in 'n taal bid, dan bid my gees. Daar word weer die geestelike taal gepraat, want jy moet Abba Vader bid. Dan bid nie jy nie, die gees bid in daai taal. Die hemelse taal waarvan Paulus gepraat het. Maar is ook word gesien as glossa. So dit is wat dit so moeilik maak, want dieselfde wat die disippels wat uitgestort het, was glossa geweest, die taal. Maar die taal wat jy praat, ook met hemelse taal en al praat, is ook glossa. Daar is verskillende plekke van een ding van glossa, maar mag almal ons daar onderskeid gee en die woord homself verduidelik. Die een kant was geweest, die glossa was wat mense in 'n moedertaal verstaan, die ander is glossa, hemelse taal. Die woord verduidelik homself. Verskillende plekke word, op verskillende maniere word die woord glossa, tonge gebruik. Maar oral was gewees, hoor gemoei so. Oralste waar glossa gebruik word, is om die bruid te stel. Nie jouself. So daar was een man gewees in die woord wat alles het begin word.
Die naam Cornelius. Cornelius. So Handelinge 10 vers 25 praat oor Cornelius. Nou, net al vinnig agtergrond gegee, Cornelius was hierdie Italiaaner gewees. Hy was gesien gewees as 'n heiden, nie ons as 'n gentaal. Hulle daai tyd het hulle die heidene as honde. Die Jode het gesê as honde. Jy mag nie eens by 'n huis ingegaan het nie, jy mag nie eens besonder aan tafel gaan eet nie. Hulle was gesien gewees as die mense uit covenant. Hulle was buite covenant gewees. So, daar's 'n stukkie Petrus hulle nadat hulle hierdie genade gawes ontvang het van Hooghakodesh, gaan hulle en hulle mense word gedoop daai dag, Handelinge 2 vers 38 en hulle gaan versprei die evangelie, die gospel wat hulle gaan versprei. En almal so amazing hoe hy klaar die hele storie oplei om vir Petrus te kan verstaan wat julle kan gaan. En dit is hierdie stukkie van Cornelius, die storie wat so mooi is. Ek gaan ons die hele stukkie lees oor Cornelius van vers 25 af. Handelinge 10 vers 25. So ek gaan ons lees. Toe Petrus dan binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en gesê, "Staan op, ek is self ook 'n maar 'n mens." En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, "Julle weet dat dit ongehoorlof is vir die Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens, hoor gee so, onheilig of onrein mag doen nie." Vers 28. So, daar is 'n ding wat ons kyk baie met tabernakeltoere, en dis nou die ding wat die varkie gesê het, want dit is die vers wat die meeste mense aanhou, is die storie van Handelinge 10 van Petrus kry die visioen van hierdie wit doek, 4 hoeke wat neersaak en Vader sê slag geëet van onrein diere en almal stop daarso en sê, "Yes, Abba sê ons kan nou vark eet, ons kan prons eet, ons kan tekeer gaan." Hulle stop daarso. Maar as 'n geestelike prentjie, so mooi oor die 4 doeke met die hoed, die wit doek wat afsaak met 4 punte, dis oor die 4 hoeke wat Abba vir my visioen gee, gaan na die 4 hoeke van die wêreld toe en jy mag, hier verduidelik hy in vers 28, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag doen nie. Daar word die beskrywing gegee in vers 28. Het gaan nie oor vark en prons en wat jy mag eet en wat rein is. Die beskrywing word gegee. Vers 29, daarom het ek toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat het. En Cornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas op hierdie uur. En my 9de uur het ek in my huis gebid. En met eens staan daar 'n man voor my in 'n blink kleed en sê, "Cornelius." Hoor gou hierdie stuk, julle. Hierdie is 'n baie mooi stukkie. "Cornelius, jou gebed is verhoor en jou almose is voor God 'n herinnering." So, as jy Handelinge 10 begin lees, dan beskryf hulle Cornelius se hart. Hy is die gentaal of die heiden wat hierdie hartsbegeerte gehad het om hy was godvreesend geweest heel eerste. Okay, so hy soos ons vandag, so baie mense vandag wat hy volg die wet, die insettinge, die verordeninge, hy het die hart begeerte om te shema, om volgens Vader se wil te lewe. Hy sê hy het 'n liefde vir Abba Vader. Okay? Maar saam met dit het hy ook hierdie hart om vir die mense almoes te gee te buite gaan. So hy vir die mense te kos het. En hier kom sê Abba vir hom deur die engel, hy sê want hy bid en hy vra, hy bid en hy vra en Abba stuur vir hom Petrus in. Alright? Maar Abba sê deur die engel sê vir hom hierso, "Cornelius, jou gebed is verhoor en jou almose voor God in herinnering." In ander woorde, jou gebed, jou smeking, jou hartsbegeerte wat jy vir Abba bid, wat jy gebid het, is herinnering gebring deur jou, wat jy gee, deur jou hart.
Dit kan nie, Abba sê hierso met ander woorde, as jy moet ons sit met hierdie gebed en hierdie vrae en Abba het nog nie vir jou dit gegee nie. Abba kom gee hierso vir Kornelius, want hy het sy goeie hart gesien, want sy hand was oop gewees. Is nie mooi nie? Sy hand was oop gewees. Dis in herinnering gebring voor die Vader. In herinnering gebring. Vers 2, stuur dan na Joppa en laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word, hy vertoef in die huis van Simeon, 'n leerloer by die see. As hy kom, sal hy met ons spreek. En net toe op die daad na u gestuur, en u het goed gedoen om te kom. Ons is nou almal voor die aangesig van God aanwesig, om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van persoon is nie. Hy nie net witwees nie, maar dat in elke nasie, wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dis nie mooi nie. Dis die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, nie die heidene nie. Toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Yeshua. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat hulle in die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop van Johannes gespreek het, met bekering tot Yeshua van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en die krag. Hier quote hy Jeremia 11. Die Heilige Gees en die krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuienisse van alles wat hy gedoen het in die Joodse land in Jerusalem, en hulle het hom omgebring deur hom aan die kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan die getuienis wat deur God van tevore verkies was. Aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy in dood opgestaan het. Vers 4:42. En hy het ons beveel gegee om aan die volk te verkondig, met die krag te betuig, dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewe en dode. Op die quote in Openbaring 11:1. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval van die woord gehoor het. Sê gou van hierso. Hy is besig om te praat en roog word uitgestop. Was hulle besig gewees om te dood en toe ontvang hulle roog? Of was hy besig om te praat en toe ontvang hulle roog? En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Voor die dood. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Die Jode. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat net soos die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het bevel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. So, Petrus het hierdie keuse gehad. Petrus het daai keuse gehad daai dag, toe hy daai visioen ontvang en hy was hongerig gewees. Petrus het gekies gaan eet en aangaan met sy lewe. Abba het nou gesê, nou kan jy vas eet, nou kan ek uitgaan. Hy het die keuse gehad. Of hy die woord van ons ontvang, uit konteks verstaan en glo dat hy nie vark op plons kan eet nie. Het hy dit geglo? Of 'n geestelike kan verstaan van Jahwe, wat hy sê hy moet gaan doen. En Petrus het die gees van onderskeid gehad. Hy het die gawe gehad. Want hy het dadelik die visioen wat Abba hom gegee het, hy verstaan. Hy was gedoop met die geestelike gawes in die bokamer en die geestelike prent verstaan wat Jahwe vir hom sê. Dis hoe Abba klaar eers vir Petrus uit hulle eerste disippels gedoop met die gawes van die genade gawes dat hulle kan verstaan. En toe het hulle uitgegaan
Dis presies soos ons vandag. Jy het die gawes in jou hart, jy word gedoop. Jy ontvang die genadegawes en dan gaan jy uit in jy lewe jou roeping. Dis soos jou roeping wat jy het, gaan almal die regte tools vir jou gee wat jy nodig het om jou roeping uit te lewe. En hy het vir Petrus gegee. Hy verstaan in vers 28 dat die visie is om geen mens rein of onrein te verklaar nie en hulle te doop en te leer soos Yeshua hulle beveel om te doen. Wat Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. So as Petrus hoogmoedig was, net te bly dat sê dat Jahweh sê hy kan vark eet, dan sou die profesie nooit kon aangaan vir die heidene nie. Jesegiel 37, dat hy hulle weer gaan haal, die huis van Israel. Net soos Yeshua gesê, ek kom vir die verlore skape van Israel. Dit het daai oomblik gebeur toe Petrus haar keuse gemaak het. Jeremia 31, 'n nuwe verbond in die huis van Israel en huis van Juda. Jesegiel 37, ek gaan al die stokke weer bymekaar bring en ek gaan die bruid wees. Petrus het daai keuse gehad om heel eers te wag in die boefretrek vir 10 dae lank vir iets wat beter is. Dis hy geloof wat hy gehad het om te wag. Hy het 'n keuse gemaak, toe word hy geval en hy begin mense doop. En weer eens word hy nog 'n keuse gemaak, gaan ek die visie verstaan of gaan ek 'n wêreldsvark eet? En deur daai oomblik is die deur oopgemaak vir al die heidene om terug te kom, want Yeshua sê, ek kom vir die verlore skape van Israel en dan almal kom deel word. Daai oomblik in Kornelius se huis is die deur oopgemaak. Vir ons vandag om die evangelie te kon kry. Daai dag. Een man se besluit. En hy kon nie weier. So baie keer sê jy dan vandag, jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse. Gaan jy vir jouself vat? Gaan Petrus homself daai gawes wat hy gekry het en hy gaan hierdie boust en hy gaan hoogmoedig wees, of gaan hy nederig wees en hy gaan in 'n heiden se huis ingaan? Daardeur is daar tot duisende mense gered deur daai oomblik. En van een heidense man Kornelius wat gebid het en Godvreesend was en Vader het hom gebruik. Deur hom nasies. Wat uitstaan is dat hulle het roog ontvang en toe word hulle gedoop met die water. Jahweh doop jou met die gawes van sy Heilige Gees. En die doop is 'n teken, 'n bevestiging in die geestelike wêreld. Dis 'n aksie. Dis soos nagmaal, dis 'n aksie. Soos jy shofar blaas, is 'n aksie. Soos salwingstoel is 'n aksie. Dis die natuurlike wat manifesteer in die geestelike. Water vir die reiniging deur die bloed van Yeshua en die vuur van die Hoge Koms. Johannes 3 vers 5. En Jesus antwoord, Yeshua antwoord: Verwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan. Water en gees. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering. Want hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Water vir bekering en die Heilige Gees se vuur. Word gedoop in water en gees. En dis dit nie hoekom Petrus sê, bekeer jou en word gedoop en sal die geskenk van die Ruach HaKodesh ontvang om jou roeping uit te lewe. Die punt is dat Jahweh sê, gaan die gemaakte disippels en doop hulle en leer hulle. Ons almal het verskillende geestelike gawes. Ons almal is deel van 'n liggaam van Jahweh. En Vader sal vir jou gee soos hy wil. Die punt is, jy moet kies. Jy moet kies. Alles is keuses. Priesterskap moet jy kies. Hulle moes daai dag by die goue kalf moes hulle gekies het. 3000 het nie gekies nie. Levi het gekies. Levi het gekies
om die priesterambt te doen, en Vader sê, hy maak hulle sy erfgename daar. Hy het gekies om priesters te wees. Om die goue kalf te los en Jahwe te volg as die priesters. Ook moes 3000 mense 'n dag in Jerusalem kies, om in die boventrek te wag en Vader se roep ontvang. Hulle moes kies om gedoop te word. 3000 was daar, 3000 is gedoop aan dag. Want daar was nie 3000 mense gewees daardie dag. Daar was baie mense gewees. Maar net 3000 het gekies om gedoop te word. Die ander was die spotters. Die mokkers, soos die woord sê. Die wat gesê het, die disippels is met gevul met roog, is dronk met diewe wyn. Het hulle gespot. Sien, is nie vandag hoe baie mense spot as jy die weg probeer stap nie. As jy Vader se woord probeer so maak, hoe baie mense spot ons nie vandag nie. Van jette, maar jy het nou, hoekom eet jy nie vark nie? Julle moet die Sabbat so doen. Die mense spot ons. Maar dis fyn, dis okay. Daar sal altyd spotters wees. Altyd die wat Vader se genadegawes weier. En sê dis charismaties, dit nie baie dit met ons gebeur nie, ek is selfs skuldig aan, as kind, om te praat so nou sê van lekker klappies, het ons nie gespot nie, maar die woord sê, daar is 'n hemelse taal, en daar is 'n taal wat uitgeleef moet word, maar ons spot, ons is die mokkers, die mokkers het nie die genadegawes ontvang nie, die verskil is, wie is julle as 'n huis vandag? Wie is ons as 'n huis vandag? Is ons happy klappies om nie te wys ons is beter en ons loop in die gawes van Ruach HaKodesh? Maar dit gebeur ook. Kyk hoe goed is ons, kyk hoe ons praat in tale en dit is so die opsweping en dis amazing. En dan sê al mense wat seer gemaak word, want hoekom kan hulle dit nie kry? Beweeg in die geestelike gawes. En is meer geestelik as ander. Dis die hoogmoed wat Satan inbring in bedieninge. Of is ons as 'n huis waar die gawes en geskenke van Ruach HaKodesh ontvang om Abba se woord dien op sy tyd wat hy wil gee. Die mense aanraak. Ons beleef dit baie dag so. Ons dien nog steeds 'n God van orde en hierdie is 'n huis van orde. Om die bruid te stig. So die vraag is daar 'n hemelse taal? Ja, verseker. Maar as iets tussen jou en Jahwe, is 'n taal wat jy eers weet dat jy dit nie. Is daar 'n hemelse taal vir profesie en aanbidding? Ja, verseker. Die woord sê so. So vra vir Jahwe as jy geskenk soek en glo en wag soos die disippels gewag het in die woord. Hulle moes wag. Vader Jahwe sal vir jou gee soos hy dink jy het nodig. En moenie 'n spotter wees as jou boete ontvang nie. Hoor gou mooi so. Psalm 1 vers 1. Welgelik salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters. Maar sy behaag is die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte, jy gaan vrug dra. Hoor gemooi sê dit. Jy, wat 'n welbehae in die wet van die Here en dag en nag sal vrugte dra. Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En dat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Mag Abba Vader ons 'n duidelike gees van onderskeid gee, want die vyand kop nie alles. Veral as dit hoogmoed kom. Wat hoogmoed kan veroorsaak. Onthou, daar's 'n taal vir jou en Jahwe en 'n taal vir profesie wat die bruid stig. Die ding is van Abba af se geskenk. Jy kan nie as jy in 'n huisgesin sit, kan jy nie jou pappa forceer om vir jou 'n fiets te koop as hy besluit dat hy gaan nie vir jou fiets gee.
Maar jy kan bly vra. Jy kan bly vra tot die dag wat jy motorfiets kry. Gaan jy bly glo? Abba sal op sy tyd vir jou daai motorfiets gee, of gaan jy langs die pad sê, nee, maar ek is dan nie beskore om 'n fiets te hê. Dis dit ding. So mense is wat dalk graag 'n taal wil hê om te bid met Abba. Vra vir Abba. Vra vir Abba, dit is 'n realiteit. Ek moes, en ek sê dit in alle nederigheid vandag, ek moes 'n jaar, meer as 'n jaar wag vir Abba, voordat my geseën het. Ek het vir 'n jaar lank, dit is 'n struggle gewees. Wat mense om my, en dit is weer eens wat die vyand doen, jy hoor mense om jou bid in 'n taal. Wat mense moet nie doen nie, want dit is 'n taal tussen jou en Abba. En ek het Abba gesmeek en ek het nie gekry nie. Ek het nie gekry nie. Eers na 'n jaar en 'n half, amper 2 jaar. Eendag tot vader van Abba. Maar ek het heeltyd geglo en ek het heeltyd gevra. En dit is tussen my en Abba. En ek eer hom daarvoor. En ek kan nie wag vir die dag as Abba die regte tyd, iemand in die bediening gaan stuur met om woord te gee uit sy troonkamer. En iemand gaan stuur om uit te lê. Dit is op Abba se tyd. As 'n bediening sal so Abba vra vir daai dag. Want Abba sê, hy gee dit. Maar Abba se wil geskied, maar pas op boete aan sy saak. Dis nie vir jou nie. Dis nie om jouself te stig. Dis tussen jou en Vader. Wees dankbaar. Vra vir Abba. Vra vir Abba vir die genadegawes. Vra vir Abba van gesondmaking. Ek gaan volgende week Abba se bespraak oor die genadegawe van gesondmaking. Die gawes wat hy vir ons gee as geskenke. Maar gemaak seker jy dra die fondasie wat op Yeshua gerus het. Die gawes wat op Yeshua gerus het. Want dit is die fondasie van die genadegawes. Jy moenie daai weier van verstand, vrees vir die Here, onderskeid, kennis, raad, sterk. Want daaruit kom die goeie genadegawes. Want begin met dit. Kom ons bid so. Abba Vader, dankie Abba vir hierdie wonderlike dag, Abba, wat U vir ons geseën het, Abba. Vader, dat U vir ons woord in die troonkamer kom gee, Abba. Vader, dankie dat U vir ons hierdie stukkie wat so in die woord is, wat ons baie onduidelikheid, ek as kind onduidelikheid gehad het, Abba. Want ek op 'n stadium gespot het, mense gespot het. En Vader, ek wil vandag, Abba, wil ek bid, Abba, deur die bloed van Yeshua, dat U ons sal vergewe, my skepper. Vir die kere wat ons spotters was. Vir die kere wat ons saam met die spotters gesit het, Abba. In plaas van waar ons hierdie gawes, genadegawes, vra vir die genadegawes en word gedoop is en dit ontvang het en gegaan het in hierdie woord, hierdie wysheid, hierdie kennis verstaan, hierdie gelees het in die woord, want daar staan geskrywe dat daar is 'n hemelse taal. Daar staan geskrywe, daar is 'n taal om te profeteer. Daar staan geskrywe, daar is ook 'n taal om te sing mee. 'n Geestelike taal. Maar nie ons sê die woord sê. En Paulus het verstaan. En dankie Abba dat U vir Paulus gestuur het om ons te, waar hy boldes gehad het, wat selfs waar in die tronk gesit het, het hy gesing. Al was hy so seer geslaan gewees, het hy nog steeds gegaan en die woord verkondig. En vergewe ons Abba vir die kere wat ons vir Paulus misrepresent. Wat ons, vir die tyd wat ons soms gesê het, maar ons is nie meer, ons is net onder genade nou en maar selfs Petrus kom en hy kom waarsku ons in 1 Petrus 2 vers 1 Petrus 3 vers 1 sê hy dat jy moet ons sê jy moet vir Paulus verstaan die konteks, verstaan wie Paulus was. Het Paulus die Sabbat geleer? Ja. Het hy vark geëet? Nee. Gaan ken skrywe. En dan ek bid vandag, Vader, dat U ons oë sal oopmaak, Vader, as ons enigstens nog toe is, Abba, vir U waarheid. Dankie, Vader, dat ons kom leer, Abba, dat U die skatte vir ons het, Vader. Abba, ek bid vandag, Vader, dat as dit U wil is, Abba, nie ons wil is nie, Abba, dat U die gawes sal neersak op die persone wat dit nodig het, Vader, vir die roeping wat U vir het, Abba. Abba, ek bid vandag, Vader, dat U tonge sal roer, Vader, van boetas en sissers wat U sit en sê, glo, hulle kan nie bid nie. Abba, ek eer vir die tyd wat U gekom het, Abba, het my tong geroer, Abba, waar die vyand kom lieg en sê, die kan nie bid nie. Vandag moet ek staan hier so en ek moet bid.
Ek eer U, Abba, dis genade bo genade, Abba. Dankie, Abba. U is 'n lewende God, Abba. En ons eer U, Abba. Vader, maar mag hierdie gawes nie gebruik word vir onsself om ons op te lig nie, Abba, maar mag ons in nederigheid die bruid bedien. Mag ons in nederigheid gaan en gaan disippels maak en hulle leer en hulle doop en hulle leer om U inset in die weg vir orde. Dis kom U sê, die segels is sterk, U sal vir ons 'n roog in ons hart gee. Dankie Vader, dat ons nie meer 'n hart van klip het nie, maar 'n hart van vlees, dat hierdie tempel gevul is deur U Ruach HaKodesh om ons te leer vandag. Kom leer ons Ruach. Kom leer ons Heilige Gees. En Abba, dankie Abba, dat ons kom leer het. Vader, mag ons as 'n bediening nie U Ruach onderdruk nie. Mag ons dit nie doen nie, Abba. Vader, dankie vir die gaas, dankie vir die geskenke, Abba. Vader, as jy Boeta en Sissa daar vandag sit, wat al vir jare lank vra vir die hemelse taal, kom smeek ons hier vandag, Abba. Jy sê ons kan danksegging en smeeking, kan ons na U toe kom, en ons kom vra U vandag, Abba, dat U dit sal gee, wanneer dit U tyd is en U wil is. Vader, dankie, Abba, mag ons vashou in U woord, Abba. Dankie dat U, vir mense soos Cornelius, daai tyd, daai keuse dat maak, en daai Cornelius, daai bondes gehad het op 'n stadium, om daai keuse te maak, om van me in the house will serve the Lord. En hy die vrugte gedra het van hierdie om te gee, en oop hande te hê. En dat hy vir Petrus gestuur het, Vader, om vir ons te wys, ons weet nie van wie af ons is nie, maar ons weet van deur die Seun Yeshua, in Galasiërs 3:29, is ons erfgename, deur Yeshua, wat vir ons 'n weg kom maak het as verlore skaap, om ons terug te bring weer na die huis toe. Dankie, Vader. Dankie dat U by ons weer 'n weg kom maak het, dat U ons U woord kom leer het, en ons harte geskryf het, en mense gestuur het om ons te kom leer. Dankie daarvoor, Vader. Abba, ons eer U vir vandag, Abba. Ek bid dat U seën ons sal wees vandag, Abba. Dankie dat U sê in Numeri 6 dat U gee vir ons hierdie seën. U sê spreek as seën uit oor Israel. En daarvoor kom ontvang ons dit vandag deur Yeshua. Ons kom ontvang dit en dankie, Abba, dat ons so lief het dat U vir ons 'n weg kom maak en dat ons 'n seën het. Moet ons is ontvang nou hierdie seën wat Abba vir jou het. Avrecha Adonai Mishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha, Vicheneka. Yesa Adonai Panevlecha, Yasinlecha, Shalom. Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Glo jy dit? Hy sê in Psalm 91, ek sal jou my engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken my en wees lief vir my. En ons almal weet om Abba te ken en om lief te hê is deur sy gebooie te onderhou. Abba sê, Boeta en Sissa, hy sal sy aangesig oor jou verhef. En sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het die dag toe hy verbond ontvang het op berg Sinai. En 'n ligtoring sal wees nie vir jouself nie, maar vir die mense wat buite kan. Om die lig te wees in 'n donker wêreld. Mag die lig, die woord vir jou 'n lamp op jou voete en 'n lig op jou pad wees, Boeta en Sissa. En Abba sê vir jou vandag, hy sal sy aangesig na jou toe draai, soos hy daai dag gekyk het vir jou. Toe sy seun gesterf het vir jou sondes. En Abba sê vandag, hy seën jou met hierdie vrede. Ontvang dit daar waar jy gaan, tussen jou huwelik, jou gesin, jou familie, daar waar jy werk, daar waar jy gaan. Mag jy die shalom vrede kry. Dankie Vader, dat U ons nou seën daarmee. Ons maak ons eie, ons bid alles. Ons bid alles in die Seun Yeshua Messias se naam. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie Here.